Die Big Mac Index wys ons moet nader aan R10 per dollar nou verhandel, maar hoekom is ons soveel swakker as dit? Ek en Waldo gaan kyk ook waarheen die wisselkoers, inflasie en rentekoers op pad is en hoekom die vervaardiging in Suid-Afrika nou onder druk is. Als in hierdie week se ekonomie oorsig wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Voor ek begin hierdie week wil ek julle asseblief 'n groot guns vra. Druk op daai like knoppie of los vir ons kommentaar oor wat julle graag wil hê ons moet verder gesels. Dit sal vir ons baie beteken en ons regtig help om hierdie platform verder te groei en hierdie onafhanklike inligting vir julle op 'n weeklikse basis te bring. Die rand verhandel tans op R16.50 teenoor die Amerikaanse dollar, op R18.99 teenoor die euro en op R11.58 teenoor Australië se dollar. Die Brent olieprys het bietjie gedaal na $84.93 per vat. Soos beloof gesels ons weer met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom Waldo. Môre Johnny, dankie. Waldo, ek is van 'n landbou-oogpunt af so 'n bietjie bekommerd. Ek het gesien diesel is op, petrol is af. Hoekom is hulle kwaad vir die boere op die oomblik? Ja, en gelukkig niks mes in vir die boere nie, maar dit is 'n raffinerieringsvraagstuk. So met die olieprys, die wisselkoers die laaste week vandat ons nou laas gepraat het, bietjie op, bietjie af, maar eintlik sywaarts gemiddeld as mens dit nou so dan, okay? So wat is die rand vandag so $16.50 vanoggend vroeg, olieprys $84. So hoër as wat mense wil hê daar, maar nou nie die 90s van einde laasweek nie. Altesaam dan nou, kan mens sê, daar is bietjie druk op brandstofpryse in die breë, maar diesel dan nou spesifiek, want daar is nie baie kapasiteit om te raffineer in die wêreld nie. Dit is nie net 'n Straat van Hormuz storie nie, dis ook 'n Rusland-Oekraïne storie en vervaardigingskapasiteit is die wêreld wat nou onder druk is. Dis hy. Nie goeie ding vir ons soos ons na ons insetkoste nie. Dink jy ons kan 'n bietjie verligting iewers kry of het jy iets gehoor? Jo, Johnny, dit is nou 'n regte funksie van wat gebeur met die oorlogssituasie. So gister het president Trump gesê hy het 'n groot aanval afgestel. Ja. In die hoop om 'n ooreenkoms te kry rondom die Iraniese kernprogram. So mens weet glad nie wat nou by daai onderhandelinge aan die gang is nie, maar dit is aan die gang. En ja, ons moet maar kyk wat daar gebeur. Jy sien met die graanpryse wat ons nou gister ook uitgebring het, dat koring byvoorbeeld bietjie af is, mielie, sojabone is af. Ook, ek dink ons bietjie oorlogspremie wat uit daai mark uit ook beweeg het. Ja. So nee, mens moet maar duim vashou dink ek vir goeie nuus daar. En dan binnelands ons moet aangaan met die goed waarmee ons aangaan uit 'n beleidsoogpunt en uit 'n besigheid doen oogpunt uit. Daai tel nog steeds so. Maar ja, genoem vervaardiging in Suid-Afrika kry 'n bietjie swaar nou. Dis reg, so draai van die maand is ons altyd nou nuwe syfers, so Absa en die bureau se aankope bestuurdersindeks is weer 'n knertsie laer. So dis onder 50 punte wat eintlik vir sê die sektor krimp in. Die SIP-indekse is nogal 'n gemengde storie. So besigheidstoestande en nuwe verkope is so effentjies beter, maar nog steeds onder 50, maar beter as in wat dit in Junie maand was. Maar dan hulle grootte is hulle vra ook vir die deelnemers, wat is jou vooruitsigte vir besigheid 6 maande van nou af? En daai een is nou weer af. So ek dink die vervaardigers is maar bekommerd dat die verbruiker is onder druk. Inflasie is aan die hoër kant van die spektrum. So altesaam dink hulle nie oor 6 maande gaan dit so wonderlik gaan nie. Maar dink jy dit is dalk, ek het met 'n vriend ook vanoggend gepraat, toe sê hy ook, sy grocery rekening is op en mens voel nogal dit aan jou sak, dat goedjies begin bietjie knyp hier en daar. Dink jy dit kan erger raak? Dink jy dis dalk 'n rede hoekom hulle dink oor 6 maande kan dit moeiliker gaan, omdat die verbruiker oor die algemeen bietjie terug gaan staan? Ek dink dis tipies wat mense nou verwag is. Ek meen daar was eintlik hierdie prysskok geweest wat nog nie regtig wys in die groot syfers nie. Ek dink die prys van net goedere inflasie is nog aan die lae kant. Voedsel as 'n hele kategorie het nog nie baie geskuif nie. Mense sien eintlik die inflasie druk nog as 'n brandstofprysskok en 'n bietjie van 'n elektrisiteitsprysprobleem. Maar die res is nog gedemp. So ja, dis nou waar dit moeilik raak om te sê hoeveel prysdruk is daar nog. Aan die produksiekant was Junie maand en Julie maand se die PPI inflasiekoers was wat hoor. Dit was 7.5 en toe bietjie af na 7.3 kunsmis en al daai tipe goed. Dis hy en dit is nou presies wat hulle praat van prys by die fabriekshek.
So daar is al jou brandstofverwante produkte, chemiese goed en vervaardigde voedsel. Maar dis dalk hoekom ek sê daai PMI onder druk is op die oomblik. Ja. En ek dink dis presies dit hierdie dinamiek van weet dit gaan nie te wat wonders nie. Daar's nou 'n bietjie koste druk, verbruikers is onder druk, vervaardigers het baie meer dinge uit die wêreldwyd uit. Dit alles maak dit dat eintlik produksie in Suid-Afrika vaar nie wat wonders nie. Ander sektore doen nie sleg nie. Ek dink landbou is aan die gang, toerisme is aan die gang, finansiële dienste vaar alright, maar mynbou, vervaardiging, daai tradisionele drywers van die ekonomie, daar gaan nie veel aan die konstruksie is ook maar gedemp. Waldo, ek wil eintlik weer hoor en ek wil dit so koppel aan Amerika se rentekoerse wat hulle ook nou moes nou sywaarts gehou het. Ja. So waantoe ons goed nou kan gaan. Die scenario met El Nino wat nou gaan inkom. Mielie, sojabone, al daai goed is 'n groot drywer van voedselinflasie natuurlik. Die verwagting is dis weer eens 'n vooruitskatting, so maar Dit is amper soos 'n ekonomie vooruitskatting. baie moeilik. Ja. So die verwagting is dat 'n mielieprys volgende jaar op 'n hoër vlak gaan wees. Nie net hier nie, wêreldwyd as daar 'n bietjie hierdie super El Nino wel gaan inskop. Dit kan oorspoel na ons inflasie toe. Dink jy dis iets wat ons beleidskomitee in ag neem, wat hulle vir volgende jaar kan in ag neem met hoë rentekoerse wat dalk nou al op 'n hoër vlak kan begin raak, saam met Amerika wat nie gedaal het nie, wat sywaarts gebly het. Wat dink jy, hoe speel hierdie hele scenario af? Nee, Johnny, ek dink jy is presies reg. Daar het eintlik nou hierdie prysdruk wat kom. En die Reservebank doen eintlik al vir die laaste klomp jaar baie moeite om sulke klimaatsdruk in hulle modelle te probeer verdiskonteer. So ek dink hulle het versekerde oog daarop. So ek dink hulle is dalk meer gevorder daarmee as wat ons besef. En dis nie iets waaroor hulle uitpraat behalwe in hulle navorsingsseminare nie. So maar hulle het versekerde oog op dit. En ja, ek dink dit hang nou baie af van hoe die verskillende stukkies dinamiek uitspeel, wat op die ou end nou gebeur met die oorlog en waar olie heen gaan ensovoorts. Maar dit sit al vir 'n vloer onder jou rentekoerse. Dit selfs al kan mens sê dinge loop dis glad nie so erg soos ons verwag het. Maar nou sit ons met 'n effens hoë rentekoers want daar is maar bekommernis oor hierdie prysdruk. Ja, so die volgende jaar vir ons, dit help ons sak nou en ons volgende jaar weer laat opgaan nie, want dit skep volatiliteit en dis presies wil nie. Ja, dit is al, ek wil sê, een van die goed waarvoor hulle die bangste is om te lyk of hulle onseker is, of asof hulle nou verhoog hulle, dan verlaag hulle. Die mark wil dit glad nie sien nie. Hulle sal eerder sien dat hulle vir 'n rukkie lank te hoog of te laag hou, as om wisselvallig te wees. Ek en jy is lekker glad nie onseker nie. Ons weet baantoe hierdie. Ja, dit is maar wat ons doen. Hoorie wel, ek wil vinnig so 'n bietjie na die Big Mac indeks ook toe. Ek en jy het 'n baie interessante gesprek vir die tyd gehad en eintlik sê die Big Mac indeks vir ons moet 1 op $10, $1 vir R10 wees op die oomblik. Ja, min of meer. Dit is nou die interessante, so Big Mac is vir die boere nou dit sê. Nee, boere hoef nie te bekommerd te wees nie. So Big Mac is 40 jaar oud. So hulle het nou regtig al 'n lekker lang reeks van data wat so die kan Big kyk. Mac is nog hy's nog daar. Iewers in 'n glaskas. Hy is ook iewers en ons kan hom nog eet. Die snaakse ding is ja, hy het nie verander. Ja, en dis eintlik wat by die Big Mac indeks so 'n lekker vergelyking maak is, hy's reg oor die wêreld dieselfde. Maar nou die interessante storieetjie is dan nou, so as jy $100 in die VS koop vir jou so 16 Big Macs. Nou maar as jy 16 Big Macs in Suid-Afrika wil koop, praat jy van net so oor R1000. Maar as jy dan nou na die wisselkoers gaan kyk, dan kan jy sê, maar wat is $100 in rande? Dit is R1650. Ja. Bietjie meer, bietjie minder. Hang nou maar af, maar ja, en sonder fooie. Op die spotkoers. So daar's 'n groot verskil tussen net oor R1000, sê maar ek dink is 1012 of so. Jy gaan en 1650. Big Macs amper hier kan koop as jy nou amper daai som min of meer gaan maak, maar jy kan nog baie meer kan koop. Dan en die implikasie daarvan is jy sit eintlik met 'n 30% onderwaardasie van die rand. Maar nou, mense is altyd raak al baie opgewonde as jy dit hoor en soos wat sê jy nou? Ja. Maar die ding om weg te vat daarvan is eintlik jy kyk nou na een enkele produk wat nie internasionaal verhandel word nie, maar jy kan nie nou jou geldjies vat en in Amerika gaan Big Macs koop en dit invoer vanmiddag nie. Dit is nie 'n verhandelbare ding nie. So hy gaan hou, maar hy gaan nie verhandelbaar wees. So
al ons ander uitvoere is verhandelbare goed, dis hoekom hulle uit en ingevoer word. En dan het jy En wat hy dan nader mekaar skuif en alles, en jy sien op die varsprodukte markte ook, as een mark te duur is, dan skuif dit net en dan absoluut daai arbitrage loop en dan soveel te meer in kapitaalmarkte. Die 'n groot deel van daai R16.50 is rentekoerse en sentiment oor beleggers in Suid-Afrika. Ja, so die fair value modelle tipies dan nou sê maar rentekoersverskille, inflasieverskille en ook so 'n bietjie groeiverskille, soos 'n uitsetgaping maatstaf van die een of ander aard. Sal mate van politieke onsekerheid, onstabiliteit en al daai tipe goed seker ook natuurlik. Verseker en mens sien dit eintlik in daai die prys van langtermyn effekte. So toe die Amerikaanse Fed nou hulle koers onveranderd gehou het, maar daar was 3 van die lede van die raad het gesê hulle dink 'n verhoging is nodig. Toe spring hulle langtermynkoerse. Want daar's nou skielik 'n bietjie onsekerheid oor die langtermynwaarde van die dollar. So dit is mens sien daardie onsekerheid en die politiek sien jy op die eind in daai langrentekoerse wat weer verdiskonteer word in die wisselkoers. Ja. Waldo, die fair value modelle, waar staan hulle dan nou tans? Die Big Mac sê ons moet op 1 op 10 staan, maar die fair value modelle wys dit nou natuurlik 'n heel ander storie. So hierdie ene wat ek nou aan mekaar sit weekliks sê so R16.70. So die rand is dan eintlik so bietjie sterker as wat fair value so aanwys op die oomblik. So en dan met die gedagte van miskien gaan hierdie inflasiedruk nou 'n bietjie meer word deur die jaar, is die voorspelling dat hy dan effens verswak verder in die tweede helfte van die jaar. So op 1 maand en 6 maande kyk mens na 'n effens swakker wisselkoers. 16.90 niks dramaties nie, is maar so 16.90 omgewing. Ja, so dit is ek dink dis na verwagting. Dis die goed wat in die model ingaan, so hy moet dit op 'n manier verklaar en dis tipies wat ons daar sien. Maar môre kan iemand op Trump se toon trap of Putin besluit hy bom wie iemand of wat ook al dan. Daardie onvoorspelbaarheid kan jy nou maar net mee saamleef. Jy kry dit hier jou model in. En ons sien dit so lekker die laaste 2-3 jaar. Ja, maar dit so onvoorspelbaar eintlik maak. En ek dink ons hoop dit draai na die goeie nuuskant toe. Maar ek dink selfs binne in Suid-Afrika, ek het 'n interessante grafiek gesien wat net wys hoe koalisiepolitiek onseker raak voor verkiesings. En dit is nou ons voorland en met die ekonomie wat so stadig groei, gaan die minister by mini-begrotingtyd half moet sê, weet jy, ek het nou nie al die inkomste gekry waarvoor ek gehoop het nie. So ek dink nie 'n groot tekort nie, maar sy groeivoorspelling was ek nêrens optimisties. Hy het nie 'n oorlog in die Midde-Ooste sien kom nie. So daardie goed, dit plaas maar weer druk op die rand en sê, weet maar, as die groeivooruitsigte nie goed lyk nie, dan is ons hele posisie meer kwesbaar. Ja. Baie dankie Waldo, dit was weer eens baie insiggewend. Ja, en ons hoop ons kan wel die ekonomiese groei weer in die gang kry, maar ek dink ook ons dieselprys. Ons moet daai dieselprys probeer afkry vir die boere. Die insetkoste is belangrik, so kom ons hoop regtig al kom 'n bietjie verligting in daai plek. Dankie Johnny. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Onthou om vir ons kommentaar te los of op daai like knoppie te klik, dit sal ons baie help. Sien julle dan weer volgende week.